Goed, goeiemôre, dit is dan 7 Mei vanoggend, lesing 6 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nou besig met daai Herodes se soldate wat daar by Markus se huis aangekom het op soek na Yeshua om hom gevange te neem en of te dood. Dit is hulle opdrag, hulle wys toe hulle opdrag in Herodes handtekening dat hulle dit moet doen. Maar ons sien dan dat Cyrenius, wat die hoof van die Romeinse regsspan in Klein-Asië is, vertrou nie hierdie verslag nie en hy moet eers dit gaan kontroleer met die keiser, want hy vermoed dit is 'n absolute bedrog. En nou, hierdie ou wat in beheer is van hierdie span, kan ons maar sê moordenaars, sy naam is Zinka, en hy het nogal 'n redelike goeie beredenering, dat hy net opdragte nakom, en dat dit as gevolg van die Herodes se oordeel is, dat hy eintlik onskuldig is, want hy moet doen vir wat hy betaal word, anders te maak Herodes hulle dood. So nou gaan ons verder, en ons opskrif is Zinka se verdediging en sy verslag van die dood van Johannes die Doper. Nou wat ons wel in die Bybel weet van Johannes die Doper se uiteinde is dat hy in die tronk onthoof is. Sy kop is afgekap en dit is vir 'n meisiekind Herodias, die dogter, op 'n skottel gebring. Deur Herodes het daardie bevel gegee. En ons lees eintlik nie verder oor meer detail daaroor nie, wat het hier aangegaan. En dit is hoekom hierdie gedeelte vir ons nou baie wonderlik is, want dit vul die gaatjies in, of in Engels dit vul die blanks in. Hoofstuk 10, Zinka sê, Meester, ons wil tog nie ook by die betrokke saak betrek word nie. Ons meester en gebieder was tot op hede Herodes. Hy het baie gedoen wat eintlik gruwelig ongeregverdig is ten opsigte van die arme mensdom. Ek sê dit baie duidelik, maar wat kon ons anders doen as om sy bevele, hoe miserabel ook al, ten uitvoer te bring? Wat kan een van u beeldsnegte doen as u hom gebied om 'n egte of vermeende misdadiger se kop af te slaan? Hy kan wel 100 maal self volkome oortuig daarvan wees dat die veroordeelde werklik onskuldig is. Tog moet hy die skerp byl op sy nek lê. Dink jy dalk dat ons nie weet van die totale onskuld van die nou kort gelede onthoofde Johannes nie? O, daarvan was ons oortuig en ons het gehou van sy wyse woorde en sy toegewyde diens aan Elohim. Hy het ons nog die mooiste lesse in die kerker of in die tronk dan gegee, het ons aangespoor om baie geduld en uithou vermoë aan die dag te lê en het ons gewaarsku van die sonde teen Elohim en teen die naaste. Hy het ons ook vertel dat daar nou in Galilea 'n profeet van die profete en 'n ware priester van die priesters opgestaan het, wie se skoenrieme hy nie waardig was om los te maak nie. Hy verkondig toe aan ons dat hierdie een ons sal verlos van alle boosheid en aan ons die weg van die lig, van die waarheid en die ewige lewe sou wys. Kortom, hy het ons bewakers 'n les gegee, asof ons sy leerlinge en sy beste vriende was. As Herodes ons gevra het wat die gevangene doen en hoe hy hom gedra, kon ons almal maar net iets goeds oor hom vertel. Dit het Herodes so goed beval, dat hy Johannes self besoek het en na sy lesse geluister het. Dit sou egter nie baie geskeel het of Herodes sou hom die volle vryheid gegee het, as Johannes nie, hoewel hy tog baie wys was, voortydig die groot dwaasheid begaan het, om die wellustige heerser daarop te wys dat sy omgang met die mooie Herodias baie sondig was nie.
Ja, Johannes slaag byna om Herodes van Herodias af te kry. Nou, sover ek weet, was hierdie Herodias wat hy nou belustig op was sy broer se vrou. En hy het omgang met haar gehad. En Johannes het hom gewaarsku, hy moet dit stop. Nou ja, Herodes is een van die mense, as die lesse hom betrek, dan gaan hy definitief nie luister nie. En dit is hoekom hy toe nou nie meer so vriendelik met Johannes was nie. Ongelukkig genoeg het Herodes in die tyd sy verjaarsdag met baie glans gevier. Herodias, wat deeglik op hoogte was van die swakhede van Herodes, tooi haar op hierdie dag baie spesiaal op en verhoog daarmee haar bekoorlikheid tot ongekende hoogtes. So uitgedos kom sy met haar draak van 'n moeder om hom geluk te wens. En omdat daar in sy paleis harp, fluit en vioolspelers was, dans Herodias toe vir die belustig wordende Herodes. Dit geval die geilbok so goed, dat die dwaas 'n diere eet sweer, om haar alles te gee wat sy hom sou vra. Toe was dit so goed as gedaan met ons goeie Johannes, omdat hy die vervloekte hebsug van die ou vrou te veel in die weg gestaan het. Sy gee die jong vrou die wenk om die hoof of die kop van Johannes op 'n silverskottel te vra, wat hy toe alhoewel met heimlike afskuw doen. Die ou ma was nie gelukkig dat Johannes teen hierdie verhouding was met haar dogter en Herodes nie. Onthou, Herodes was die koning, of die was koning gewees, en hy was skatryk, en sy sou dan baie goed na gekyk of versorg wees as haar dogter met die koning trou, en dan sy die skoonmoeder daar. Wel, watter nut het ons liefde vir Johannes, ons oortuiging van sy volle onskuld, en ons medelee gehad? Wat sou dit ons baat om ons lyde verwensende aan die adres van die ou en jong Herodias te lê? Ek moes self met 'n beeldsneg na die gevangenis, om die goeie Johannes, die afskuwelike wil van die magtige heerser mee te deel. En ek moes hom bind, en hom daarna op die vervloekte blok, met 'n skerp byl, die eerbiedwaardige kop van die lyf laat afslaan. Ek het daar soos 'n kind gehuil oor die groot boosheid van beide die vroue, en oor die treurige lot van my vriend, wat ek so leer waardeer het. Maar watter nut het dit alles gehad teenoor die duistere, verblinde en starre wil van een enkele magtige tiran? So is ons dan nou uitgestuur om die profeet wat in Galilea aktief is, wat waarskynlik juist die een is waarvan Johannes sulke groot dinge verkondig het, by te dam en aan Herodes uit te lewer. Is ons dan as onder eed gehuurde dienaars en knegte van hierdie tiran daarvoor verantwoordelik? Of kon ons sy diens verlaat het as ons dit wou? Het hy nie dikwels die kerker en die dood ingestel vir die trouelose verlating van sy diens nie? As ons nou so doen en handel soos wat ons moet handel, sê u dan eers, meester, watter regverdige regter sou ons dan daarvoor kon veroordeel? As u alle engele en Elohim self uit die hemel na die aarde laat kom en 'n vernietigende oordeel laat uitspreek, dan sal dit net so regverdig wees as die onthoofding van Johannes. As daar 'n regverdige Elohim God is, moet hy tog duidelik wyser wees as alle mense. Is hy egter wyser en ook nog almagtig, dan verstaan ek waaragtig nie waarom hy op die wêreld sulke monsteragtige mense laat ontstaan het en hulle ook nog magtig laat word het nie. Dit is ook die enigste rede waarom ek en my 29 medehelpers aan geen enkele Elohim God meer glo nie. Die laaste vonkie geloof is deur die skandelike onthoofding van Johannes uitgedoof. As ek Elohim was, sou ek tog liewer
1000 Herodese deur 100.000 bliksems laat vernietig het, as om een Johannes te laat onthoof. Dit kan wel waar wees, dat Elohim vir Johannes 1000voudig in die hiernamaals kan vergoed, omdat hy die wreedheid wat hier aan hom gedoen is, geduldig en vergewend verdra het. Maar ek gee ons liewe meester nie die helfte van my lewe, waarin ek met sekerheid leef, in ruil vir 1000 geluksalige lewens, waarin geen mens enige sekerheid het nie. Dit is nou vir die belofte vir die lewe na hierdie lewe, want niemand het sekerheid daarvan nie. Wie die mag het, kan dikteer en doen wat hy wil. Ons swak en geweldlooses moet hom egter as gevolg van die strawwe van die dood, soos lasdiere dien. As hy moor, beteken dit heeltemal niks, want deur sy mag het hy die reg daartoe. Moor ons egter, dan is ons misdadigers, en word eweens daarvoor vermoor. Ek vra egter aan u, en alle menere en wyses van u raad, wat sê Elohim dit moet wees, of wat sê Elohim dit moet wees, wat dit as reg kan dink. Meester, ek vra dat u vir my 'n duidelike antwoord daarop sal gee. Nou die man se beredenering is eintlik heeltemal korrek. Hy is in diens van 'n fors, absolute wreedaar, en hy moet doen wat vir hom gesê word. En baie keer vind ons ook in daardie posisie. Maar nou met Yeshua, onthou hierdie is die tyd voor die kruisiging en opstanding, nou ons leef in die tyd daarna, kan ons altyd op sy beskerming ons verlaat daarop, en hoef ons nie sulke gruwels te doen nie. En ons kan, wanneer ons in so 'n posisie is, kan ons wegstap. Want ek dink dat iemand vir jou moet dwing om 'n ander ou dood te maak, of in hierdie geval die kop af te kap. Ek dink dit sal vir elkeen van ons as goeie mense genoeg rede wees om te sê, bye, ons loop nou, soek 'n ander job. Maar tog is daar mense wat niks glo nie, wat voortgaan hiermee. Dit is hoekom ons dan sulke tirannieke organisasies reg oor die wêreld het, en ook in ons land vandag nog het. En leiers, konings, presidente vermoor almal wat in hulle pad staan. En hulle kom niks oor nie, en hulle laat dit doen. Vandag is daar organisasies soos die CIA en die Mossad beweging van Israel, wat verantwoordelik is vir die moorde van honderde, indien nie duisende, mense reg oor die wêreld nie. Veral leiers wat in hulle pad gestaan het. In ons land is die bekende moord, is die moord op Hendrik Verwoerd, wat vanuit Amerika georkestreer is. En hulle het hulle agente hier in Suid-Afrika in die veiligheidsmagte gehad. Die veiligheidsmagte se naam was daai tyd BOSS, BOSS, die Bureau van Staatsveiligheid. En hulle het Verwoerd vermoor. So dit vind vandag nog plaas, maar dit is elkeen se vrye wil, of hy bereid is om hom te laat misbruik, om 'n gebod te oortree wat baie duidelik is. Jy mag nie doodslaan nie, wat eintlik in Hebreëus is, jy mag nie moord pleeg nie. As daar 'n oorlog kom, dan is daar 'n regverdiging vir doodslaan. As iemand jou aanval en jou bedreig, en jy maak hom dood, dan is daar nie 'n doodslaan klag teen jou nie. Jy het jouself verdedig. Maar hierdie moordverhuur is nie reg nie. Nou, die volgende opskrif is die vriendelike antwoord van Sirenius aan Sinka. Hierdie ou dink nou natuurlik dat Sirenius hom baie erg gaan aanvat, maar hy is verbaas. Sirenius trek groot oë by hierdie bedenkinge en sê half hardop teenoor my, Yeshua,
Die man is egter nie op sy agterkop geval nie, en skyn 'n goeie inbors te hê. Hy sal gehelp moet word. Wat dink jy, o meester? Moet die man en uiteindelik ook sy gevolg vir ons gewen word? Ek, Yeshua, sê openlik, met een hou val geen enkele boom wat bietjie stewig is nie. Maar met 'n sekere geduld kan 'n mens baie bereik. Ook moet 'n mens diegene wat 'n mens na die lig wil bring, nie in die volle middagson laat inkyk nie. Want as 'n mens hom op een slag te veel lig gee, word hy vir 'n geruime tyd blind. As 'n mens hom langsamerhand aan die lig gewoond maak, sal hy ook in die felste lig alles baie duidelik kan sien, sonder om blind te word. En dit is ook 'n goeie les vir elkeen van ons wat die lig wil uitdra na ons medemens. Moenie iemand wat baie ver van Vader is, sê nou maar hy's 'n totaal ongelowige of 'n ateïs, moet hom nie beskyn met so sterk lig nie, want hy kan net basies blind word. Wanneer jy in 'n donker kamer ingaan, en dit is basies 'n ou wat nie geloof het nie, sy innerlike huis, sy hart is donker, steek 'n kers aan. Dit sal hom nie verblind nie. En later dan kan 'n ou die lig helderder en helderder maak. Maar as jy sommer in die kamer ingaan met een van hierdie skietlampe, Engels spotlights, en jy skyn dit in sy oë, dan is hy verblind. En dan neem hy niks in nie. So ons moet baie geduld hê. Dit is daar die derde gees, wat hier by jou keel energiepunt is. Geduld, geduld, geduld. Gee net 'n bietjie op 'n slag, en as jy weer kom, gee jy hom nog 'n bietjie. Hierdie man het my, Yeshua, nou 'n goeie diens bewys, omdat hy as oog en oorgetuie my leerlinge nougeset beskrywe het hoe my voorloper Johannes, wat in die omgewing van die Jordaan gepreek en gedoop het, deur Herodes gevange geneem en om die lewe gebring is. Nie vir my nie, maar vir my leerlinge. Moet hy nog vertel waarom Herodes Johannes dan eintlik laat vang en in die gevangenis gewerp het. Stel jy hierdie vraag aan hom. Sirenius sê terwyl hy hom tot Sinka wen: Vriend, ek wil nie dat my oordeel so uitgelê word dat ek die dienaars en knegte van 'n tiran ook wil straf, wanneer hulle dit in hulle hart in die verste verte nie met hom eens is nie. Dit sal slegs gebeur as hulle wel met hom eens sal wees, onversetlik en in 'n sekere sin reeds selfstandig die slegte voorneme van hulle heersigtige tiran sou voltrek. Maar mense soos julle, wat die onmenslikheid van hulle onmenslike heerser maar al te goed kan insien, en wat dit in hulle hart diep verafskie, sal ek steeds na reg en billikheid behandel. Waarom Elohim egter dikwels die sonde op hierdie wêreld laat triomfeer, terwyl die deugde dikwels ly en tot sterwens toe verdruk word, is daar tog ook wel 'n baie goeie rede voor. Maar die lig van jou teenswoordige begripsvermoë is nog te diep verborge om dit nou te kan verstaan. En dit geld ook vir jou metgeselle, wat 'n nog meer oppervlakkiger verstand skyn te hê as jy. Maar daar sal wel nog 'n tyd kom, selfs miskien alreeds binnekort, waarin jy heeltemal sal verstaan, selfs met jou hele hart, waarom daar ook Herodese moet wees. Nou sê Sinka: Meester, u het my soveel barmhartigheid bewys, om my met die woord vriend aan te spreek, dat die veelbetekende woord geen leë klank kan wees nie, soos wat dit nou jammerlik genoeg onder die mense, maar al te dikwels gebruiklik is. As u dit egter in die ware sin van die woord gebruik het, bewys my dan u vriendskap, en laat ook my 29 metgeselle hulle bevry van die swaar boeie,
dat nog ek, nog hulle sal vlug. Daarvoor sorg ten eerste die sterk wag, en ten tweede, as vernaamste rede, u vriendelike woord. Glo my, ek spreek nou ongedwonge en openlik. Ons is almal met die grootste teensin dit wat ons helaas is. As u ons van hierdie juk sou kon bevry, sou u 'n groot menswaardige en regverdige werk verrig het. Nou dit is die juk van daardie taak wat hulle het, of die job wat hulle het. Sirenius sê, dit sal wel in orde kom. Daarvoor sal ek goed sorg. Kyk om jou heen, dan sien julle niks meer as mense wat uit die kloue van die verderf gered is nie. Daar sal maar weinig onder hulle wees, wat nie volgens ons Romeinse strengheid, het sy die skerpte van die byl deur die nek, of selfs die kruis verdien het nie. Sien hulle nou eers as ware mense, wat so suiwer goud voor ons staan, en geen een van hulle wens om ons geselskap te verlaat nie. Ek hoop dat dit binnekort met julle ook so sal gaan, want by Elohim is volgens my vaste oortuiging alle dinge sonder meer moontlik. Maar staan my nou toe om nog 'n belangrike vraag aan jou te stel, en wel die volgende. Jy het ons almal 'n groot diens bewys, deur ons openlik te vertel, waardeur en hoe die waardige siener van Elohim, deur Herodes om die lewe gebring is. Wel, jy was seker ook by sy gevangeneming aanwesig. Sal jy my dan ook nog kan vertel waarom, en na aanleiding waarvan, Herodes nou eintlik vir Johannes, wat hom sekerlik geen kwaad aangedoen het nie, gevange laat neem het, want hy moes toch die een of ander rede daarvoor gehad het. Nou ja, dis die einde van hoofstuk 11, en volgende les gaan dan ons aan met hoofstuk 12, wat dan vir ons die rede gee, hoekom Herodes, wat eintlik 'n vriend was van Johannes, hoekom het hy hom laat toesluit? En ek gaan nou nie die verhaal vooruitloop nie, maar julle sal verbaas wees. So, vir my is die les net hierin, is dat het maak my begrip van die Bybel oor Johannes die Doper vol. Nou, selfs in die onthoofding van Johannes, was daar ook 'n baie groot taak wat moes vervul word deur Johannes. Johannes, as jy die boek van Nicodemus lees, veral die boek van Nicodemus 2, wat in die boek van herinnering is, sal jy sien dat Johannes moes afgaan na die hel toe, waar die regverdiges in 'n plek aangehou was, volgens Henog waar lig en water was, en volgens die gelykenis of die verhaal van die ou bedelaar Lazarus, wat aan die boesem van Abraham gesit het, en die ryk man het hom gesien. Hy was op 'n plek waar het gebrand het, en waar hy nie water gekry het nie. Dit is binne in die aardkors, is die doodryk gewees, voordat Yeshua opgestaan het uit die dood, want hy het almal saamgevat. Maar Johannes die Doper moes net soos 'n voorloper op aarde, moes hy die voorloper in die hel ook wees. En hy het die mense gaan verkondig, dat die een, waarvan Dawid praat, maak wyd die poorte, sodat die Here koning kan ingaan. Het hy gesê, dit kom nou, binnekort, gaan Dawid se profeseë, Jesaja se profeseë, Sagaria se profeseë, alles in vervulling gaan. Hulle moet net geduldig wag. En dit het ook toe so gebeur. Toe Yeshua inkom, het hy die slotte en die grendels van die hel gebreek. Symbolies natuurlik. En so het hy hulle dan bevry en saam met hom paradys toe gevat, wat eers van daai oomblik af geopen was, wat eintlik dan die nuwe Jerusalem in die hemel, die stad is, waar Yeshua met al sy volgelinge is. So dit is hoekom hy moes doodgemaak word. Yeshua het dit, hy kon dit gekeer het, maar hy het nie. En alles wat op hierdie aarde gebeur, het
'n plan en moet ons onsself maar altyd net by hom belê en sê, dankie Yeshua, besluit u vir my wat moet gebeur, laat u wil geskied. Baie keer wil ons goed hê, ons, soos ons dit wil hê, maar bid altyd, dis wat ek wil hê, maar laat u wil geskied, want dalk is dit nie wat u wil hê nie. So, daar het ons nou 'n redelike geskiedenis nou oor die dood en onthoofding van die man wat self die byl geswaai het, wat eintlik in ons vandag se regssituasie gaan ons hom aankla vir moord. En as daar nog die doodstraf was in hierdie land, sou hy dit ook gekry het. Maar hy moes dit in opdrag doen. Hy het nie 'n keuse gehad of sy kop het gewaai. So ons sal sien hoe Yeshua dan met hom werk. Baie, baie dankie.